Hartlike goeiemôre, good morning. Hallo daar. Ja, dit is die begin van 'n nuwe week en ons is hier om die week saam met julle af te skop met heerlike geselskap. Baie Soos lekker altyd, geselskap. soos altyd. Hier is ons drie mos nou. Hoe lekker wil jy? Wat meer het ons nodig? Wat medley en vir my ook so in die middel op 'n maandag. Man, wat 'n vooruitsig het ek dan nou nie vir die week nie. Dankie dames. Dankie Pieter. Vandag leer ons meer oor daai diereprosteses en hoe tegnologie diere se lewens kan verbeter. JP Leroux van Drive vertel vir ons van kar en nie meer finansiering nie, maar subskripsie. Ja. Hoe lekker is daai? En hoe mense voertuie nou anders gebruik en finansier. Chris, laat ek net my bril nader kry want jy sien ek het skielik my fokus verloor met julle tweetjies hier tussen my. Maar Chris Aldnaal gesels met ons oor die ongelooflike 66 km Trilogy Ocean Challenge en die fondsinsameling vir die South African Hall of Fame Legacy Project. Ons kyk saam met Leandri Pitou ook na baby therapy, 'n unieke ruimte vir baba en ouersorg. En is WGNL hier om te vertel oor die groot produksie Oos-Wes Tuisbes wat Pretoria toe kom. Pretoria. Wat Pretoria. Lekker show. Baie goed op pad vandag, né? Lekker maandag. As jy nog daai stokou selfoon, 'n boks vol de mekaar kabels of 'n rekenaar wat lankal die gees gegee het in die huis het, is nou die tyd om dit uit te grawe. Die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het 'n nuwe projek wat jou letterlik betaal om van jou elektronika ontslae te raak geloods. Die amptelike loodsprojek wat verlede Woensdag in Tata afgeskop het, die idee is om dit vir mense makliker te maak om van hulle e-afval ontslae te raak en terselfdertyd 'n paar rand in die sak te steek. R4.50 per kilogram om presies te wees. Volgens kenners sit Suid-Afrika op 'n e-afval tydbom, bloot omdat slegs sowat 7 tot 12% van ons elektroniese rommel tans op die regte manier herwin. Sandile Ndlovu, 'n navorser aan die Universiteit van die Vrystaat, wys op 'n kommerwekkende tendens. 'n Onlangse studie toon dat sowat 60% van die sogenaamde Gen Z's en millennials nie presies weet wat e-afval is nie. En die helfte besef nie watter gevaar dit vir die omgewing en ons gesondheid inhou nie. Ndlovu waarsku ook teen die praktyk van opsetlike veroudering deur tegnologiereuse. Dit is wanneer vervaardigers toestelle doelbewus ontwerp met 'n korter lewensduur of sagteware opgraderings beperk. Dit beteken jou foon werk dalk nog perfek, maar omdat jy nie meer die nuutste toepassings kan aflaai nie, voel jy verplig om 'n nuwe een te koop. So, hou dop, daai bokskabels en ou selfone is 10 teen 1 'n paar rand werd. Is nie 'n lekker storie nie. Ek dink is baie positief, jy weet. Ek is een van daai mense. Is jy? Ek is Hoeveel ou selfone het jy by die huis? seker so darm nou net 2. Reg so? Okay. Maar ek dink dit is vir my gewoonlik die rede hoekom ek nie so vinnig van dit ontslaa raak nie. En daar's ook 'n ou rekenaar is ek wil net altyd 100% seker maak dit word gewipe as ek nou daai woord mag gebruik of alles word uitgevee en dan jy weet om dit dan half te laat vernietig of so. En die ander ding is soms is 'n mens bang jy het 'n foon nodig. Jy weet wanneer jou nou dalk ingee want dit het ook al met my gebeur. En toe kon ek staat maak op die ouer foon. Ja. Immigreer en raak ontslaaf van jou goed. Dit is so maklik. Hoekom wat hierdie met my gebeur 'n jaar of wat terug? Ja, het jy baie gehad? Ek het baie goeders gehad. So wat maak jy daarmee? Gooi dit maar net weg of hoe? Ja. Maar ek kon daarom so R40 of iets gemaak het uit die Ja, nee, kyk. R45 met soos 10 kilogram e-afval. Ja, nee, dit is baie interessant hoor. Maar ek is bly dit word gedoen en daar word bietjie ook deur die departement of deur die staat sê, luister ons die inisiatief en asseblief help vir ons. Daar is sekere groothandelaars eintlik wat 'n e-afval soos herwinning, soos 'n groot drom, dan kan jy jou ou rekenaar en jou kabels en so, maar dit is nou natuurlik, jy gaan nie daai R4.50 per kilogram kry nie. Maar dit is hoe ons e-afval herwin, maar dit is nice om te weet dat ons nou 'n ou geldjie in die sak kan steek ook en dat die departement dit so as 'n groot projek geloods het. Ek dink dit is 'n fantastiese idee. Sonder twyfel. Ek dink die ander ding is net wanneer dit kom by iets soos kabels ook. Ek is ook gewoonlik, kyk wanneer dit kom by katoeters, is mos die mooi Afrikaanse woord vir gadgets, né? Katoeters. Ek hou nogal van katoeters en dan is ek altyd bang om die nuwe kabel te gebruik. So ek gebruik altyd die ou kabel totdat ek nou nie meer kan nie. So en ek dink dit is hoe 'n mens begin opgaar, maar dit is iets waarin ek sal aandag gee.
Sonder twyfel. Katoeters. Ons nuwe woord vir die dag. Ek wil asseblief hê jy moet op die raad van die HAT gaan sit. Ag, Jy my is Rasie. ongelooflik Wat 'n kompliment. vir ons Wat 'n kompliment. Goed, nou het ek 'n ander storie vir julle. Iets heeltemal anders wat dalk ook met die omgewing, jy weet, verbind kan word. 'n Groep huismaats in Australië het onlangs 'n groot verrassing gekry. Hulle het 'n lewendige paddatjie in 'n verseelde sak blaarslaai ontdek. Reese Smoker was besig om aandete voor te berei toe hy skielik iets tussen die groen blare sien roer. Ek kom iets oor, ek is jammer. Sy vriende het aanvanklik gedink dat hy hulle been trek. Hulle sê ook, jy weet, hulle het gedink dat hy 'n grap maak. So daar is toe nou tussen die blaarslaai die 'n piepklein paddatjie, soos wat daarna die padda verwys word, wat geduldig gewag het om ontdek te word. Die groep het die nuwe huismaat sommer dadelik Greg gedoop. Hulle het hom later veilig by 'n nabygeleë dam vrygelaat met die bekende liedjie Crazy Frog wat in die agtergrond gespeel het om die oomblik te vier. Woolworths Australië het intussen om verskoning gevra en vir die groep 'n nuwe sak slaai gegee. Hoewel 'n padda in jou slaai dalk vreemd klink, is dit in Australië nogal, klink vir my nie ongewoon nie, nie so verregaande nie. In die verlede het mense alselfs slange tussen supermarkgroente ontdek. Daai pouse wat jy gevat het daarvoor. Slange. Dit voel of ek gaan flou val. Dit is vir my, dit het al 'n paar keer op sosiale media gebeur dat mense goed kry in hulle vars groente of vrugte of slaai of wat ook al. Ek weet nie of ek weer daai tipe slaai dan sal koop nie. I think I'd be put off it for life. En ook hoe die padda oorleef in 'n verseelde sak. Ja, ek Dames, wonder of dit daai was met die gaatjies. Jy weet, soms is daar, Reg so. maar nog steeds hy sal seker wou. Dames, Nee, as hy ek nou, kos gehad, is fyn. ek by Woolworths was, dan sou ek gesê het, fresher as this you won't get elsewhere. Ai, Nee, nie waar nie, want ek sal eerder 'n padda in my blaarslaai vat as bo-op my hamburger. Huh? Ja, Ja, want dan in daai opsig word jy op 'n ander manier verras. Jy vat al 'n happie. Exactly, dan spring jy so high. Nee, julle. Ja. Dit is maar net hoe dit gaan in terme van die verpakking en die varsheid soos ons nou gesê het van die produkte. So I guess you can take it kind of as a good thing that it hasn't been sprayed with all kinds of GMOs and all kinds of things that are not good for us as humans because die paddatjie is goed genoeg vir die paddatjie Greg. So dis Daar goed sê, vir jou. Greg, Crazy Frog, ding 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 Ek wil ding nou ding net gesê- ding 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 ding. Dit was vir my baie oulik. Maar dis 'n oulike storie ook. Ja, of as mense Afrikaanse treffer met herskryf, daaronder in die vlei hop 'n paddatjie. Ja. So ietsie, ek weet nie. Daaronder in die slaai eet 'n paddatjie. Dit ook. Die padda wou nie meer gaan opsit met sy nooi in die vlei nie. Hulle wou gaan vir aandete. Ja. Geen gevreiery nie. Kom ons gaan vir aandete. Kyk net hierdie klein human wat ek in ons slaai gekry het. Nee ja, van die padda wat gaan opsit met sy nooi in die vlei. Ons kyk net hierna na ander tipe opsit. 'n Veearts wat protese opsit wanneer dit by diere kom. So bly ingeskakel. Ons is nou weer terug en hartlike goeiemôre. Baie welkom. Jy kyk na Goeiemôre. Good morning.